Jy weet, die mense wat nie vry raak nie, is wanneer hulle tot bekering kom, dan kom hulle net met 'n gedeelte van 'n belydenis na Jaffa toe en Jaffa toe. Maar die wat met 'n totale hartsoortuiging kom, is hulle wat vry raak in die Ruach HaKodesh. Die woord kom en hy sê verder vir ons, die Ruach HaKodesh wat in julle woon, 1 Korinte 3 vers 16, 1 Korinte 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van Jaffa die Almagtige is, God, en die Ruach HaKodesh, die Gees van Jaffa Almagtig, dis God, in julle woon nie? Weet julle dit nie? Apostel Paulus praat met die gemeente in Korinte. Hy sê, dit is iets wat julle moes geweet het. As die ouens die tekens kon reg lees, dan het hulle nie nodig gehad om vir ander ouens te gaan luister nie. En die televisie te glo, en die internet nie. Weet julle nie dat julle 'n tempel van Jaffa die Almagtige is, God, en die Ruach HaKodesh, die Gees van Jaffa Almagtig, dis in julle woon nie. Waar woon hy? In ons. Hy bly nie in 'n mooi kerk nie. Vers 7, as iemand die tempel van Jaffa Almagtig, soos God sken, sal Jaffa Almagtig soos God hom of haar sken. Want die tempel van Jaffa Almagtig is heilig. En dit is julle, ook ons vandag in 2025. Halleluja. Laat niemand homself mislei nie. Vers 18. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy kan wys word. Dis die ouens wat die televisie glo. Dis die ouens. Ja, maar prof, jy mag asof jy wys is en jy alles weet. Jy is eintlik dwaas. As ek dwaas is ek 'n dwaas. Maar ek ken my vakgebied. Halleluja. Ek glo nie wat ander ouens vir my kom vertel nie. Verstaan, die woord sê, toets elke gees en kyk of dit van Jaffa is. Hy sê, maar die tyd waarin ons lewe, sal mense vir hulle predikers versamel, wat hulle by die gehoor streel. Wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? 2 Korintiërs 6 vers 14. Hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Met ander woorde, die bruid met die sondaars, die bruid met hulle wat verlore is. En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Nou, ek het net nog gepraat van die lig op ons pad, op 'n lamp op ons voet. Wat het die gemeenskap? Het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Jaffa, dis Christus, met Belial? En watter aandeel het die gelowige, die bruid van Jaffa, met die ongelowige? Al aandeel wat ek met die ongelowiges het en die sondaars, is om hulle gered te kry. Dus hoekom gaan ek nie na partytjies toe nie? Ek gaan nie na sosiale byeenkomste nie. Hoekom? Moeilikheid soek. Dis wat Samson sy hare gekos het. Dis wat Samson sy oë gekos het. Dis wat Samson sy lewe gekos het. Hy het met die sonde gespeel. Moenie met die sonde speel nie. 2 Korinte 6:16, op watter ooreenkoms het die tempel van Jaffa Almagtig, dis God, met die afgode? Daar's geen ooreenkoms nie. Want julle, naamlik die bruid van Jaffa, is die tempel van die lewende Elohim. Dis God. Soos Jaffa Almagtig gespreek het, so sal onder julle woon en onder hulle wandel. 2000 jaar gelede en vandag in 2025. En ek sal hulle Elohim wees. Ek sal hulle Elohim wees. Dis God. En hulle sal my volk wees. Wie? Die Jafiste. Ons is vandag sy volk. Israel sê sy volk nie. Israel sê sy volk nie, want hulle is verblind. Hulle het gesê, kruisig hom. In die groot verdrukking, 1/3 van hulle gaan gered word. Maar vandag spreek hy tot ons deur die Ruach. Die gees van die slawerny en vrees, Romeine 8 vers 11. Hy sê, en as die Ruach HaKodesh, die gees van hom, Jaffa die Almagtige, wie Jaffa, dis Jesus, uit die dode opgewek het, in julle wie bruid is woon, dan sal hy, Jaffa Almagtig, dit God, wie Jaffa, dis Christus uit die dode opgewek het, ook julle, naamlik die bruid van Jaffa, sy sterflike liggame lewend maak, deur sy Ruach HaKodesh, die gees, wat in julle woon. Julle het reeds die, ek wil sê die formule,
in julle. Die bruid, die Jafiste. Jy het dit reeds in jou om te verseker dat jy gaan ewig lewe. Dis wat hy sê.